Die Instituut vir Rasseverhoudinge maak die uitslae van sy jongste verslag oor die stand van ras in Suid-Afrika bekend en 'n dame van Pretoria vier haar 105de verjaarsdag en ons vier dit saam met haar. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Dit is altyd lekker om jou op hoogte te bring van die jongste nuus wat met trots geborg word deur Solidariteit. Die stand van rasseverhoudinge in Suid-Afrika is in die Instituut vir Rasseverhoudinge se jongste meningsopname onder die vergrootglas geplaas. Daar is onder meer gevra of Suid-Afrikaners glo dat hul president swart moet wees. Die bevindings skets oorhoofs 'n positiewe prentjie. Die hoof van strategiese kommunikasie by die IRR en die hoofouteur van die verslag, Herman Pretorius, sê die kerndoel van die verslag is om ras as maatskaplike, politieke en beleidsfaktor in Suid-Afrika te ondersoek. Suid-Afrika is nie 'n prutpot van rassespanning nie. Dit is die belangrikste oorkoepelende bevinding van die nuutste meningsdata navorsing deur die Instituut vir Rasseverhoudinge. In hierdie navorsing vind ons dat 66% van Suid-Afrikaners nie 'n voorkeur het oor watter ras die president van Suid-Afrika moet wees nie. Ons sien dat 70% van Suid-Afrikaners glo dat die 1950 era kategorieë van rasseklassifikasie uitgedien is. En ons vind dat 89% van Suid-Afrikaners dit eens is dat die rasse van Suid-Afrika mekaar nodig het vir vooruitgang en dat daar gelyke geleenthede vir almal in Suid-Afrika behoort te wees. President Cyril Ramaphosa het sy besluit verdedig om die oud NP-minister en NP-onderhandelaar Rolf Meyer as die nuwe ambassadeur in die VSA af te vaardig. Volgens Ramaphosa is Meyer reeds met Amerikaanse amptenare in gesprek en goed toegerus vir ingewikkelde onderhandelings. Hy sê hy hoop dat Meyer se geloofsbriewe spoedig deur die Withuis aanvaar sal word. Volgens die uitvoerende hoof van Solidariteit, Dr. Dirk Herman, sal Meyer se aanstelling geen vertroue onder gewone Afrikaners skep nie. In die eerste plek kry mens die indruk dat hulle 'n kader uit die binnekring van Ramaphosa aangestel het en dat die doel eintlik is om die FSA te paai met 'n Afrikaner. Dit is 'n reuse fout. Dit is nie die doel van 'n ambassadeurspos nie. In die tweede plek is daar 5 belangrike kwessies wat die FSA wil hê Suid-Afrika moet aanspreek, waarvan die belangrikste is eiendomsreg en raswetgewing. En dit is politieke kwessies. En daardie politieke kwessies gaan hier in Pretoria hanteer word in die ambassadeur se kantoor en daar is prosesse aan die gang op die oomblik waarvan Solidariteit en AfriForum byvoorbeeld deel is. Nou, die betrokkenheid van Rolf Meyer in daardie proses sal eerder die proses benadeel, want op hierdie oomblik moet ek sê, is daar die groot vertroue in die breë Afrikaner gemeenskap in hom nie. Die EFF-leier Julius Malema se regsverteenwoordiger beweer dat gevangenisstraf onregverdig sou wees, aangesien niemand tydens die EFF se saamtrek in Mdantsane beseer is nie. Malema is onlangs skuldig bevind aan die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer nadat hy in 2018 'n vuurwapen in die teenwoordigheid van 'n groot skare afgevuur het. Gevangenisstraf sal hom diskwalifiseer om verder as LP te dien. Sy regsverteenwoordiger Lawrence Houds meen dat 'n boete 'n meer toepaslike straf sou wees. Landros Twanet Olivier sê sy sal na verwagting môreoggend om 9 uur die vonnisoplegging lewer. Die nasionale vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid het op bates ter waarde van R43 miljoen beslag gelê na 'n grootskaalse klopjag op 'n vermeende FOP-inbelsentrum in Johannesburg. Die syndikaat wat vanuit Bryanston werksaam was, het slagoffers wêreldwyd met vals aanlyn advertensies gelok. Volgens die NVG het agente lokaas gebruik om mense te mislei om infektiewe skemas te belê.
Tydens die operasie is daar op luukse eiendomme en spogmotors beslag gelê, waaronder 'n Aston Martin en Mercedes-Benz. Die verdagtes het glo kliënte in lande soos Australië en die VSA geteiken. Die VSA se president Donald Trump sê die oorlog met Iran kan binne enkele dae verby wees met hernuide in-persoon onderhandelings met Iran wat na verwagting binnekort in Pakistan sal plaasvind. Die VSA se weermag sê hulle het ekonomiese handel in en uit Iran wat ter see plaasvind tot 'n algehele stilstand gebring met sy blokkade van die seestraat van Hormuz wat in sy tweede dag is. Volgens berigte in die Washington Post sal die VSA in die komende week ook duisende bykomende troepe na die Midde-Ooste stuur. En mevrou Benny Alberts van Pretoria het vandag haar 105de verjaarsdag by die Montamet aftreeoord met 'n heerlike skaapbraai kuier gevier. Alberts het in Eikenhof tussen Johannesburg en Vereniging groot geword en daar skool gegaan tot in matriek. Sy het 3 dogters gehad, waarvan die middelste ongelukkig afgesterf het. Die jongste is tans saam met haar in die aftreeoord. Sy skryf haar vol en lang lewe aan die genade van bo toe. Nee, ek sê vir almal, ek het nie my lewe in my hand nie. Dis genade en krag van ons hemelse Vader. Tannie Benny, soos sy alom bekend is, sê sy het alles wat haar ouer broer gedoen en net die lewe geniet. En dis die geheim om wat ook al jy in die lewe doen, net te geniet. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans, hier op Pretoria FM en met trots geborg deur Solidariteit. Mag jy 'n mooi aand hê, tot môre aand. Ek is bang, dit's tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie, ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie hier dit. Wag nou. Ek het dit. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet nie wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Jaco. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos.